Vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer saam is so rondom sy wonderlike woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nuut opgestaan het, dat dit goed gaan met u en u geliefdes. En die gebed van my hart is dat die Here ook vir ons wysheid sal gee by die aanhoor van sy woord, in die verklaring van sy woord en ook in die toepassing daarvan. Ek gaan u groet met die woorde van Gesang 125. Nou, u kan op die eie tyd deur hierdie gesang gaan lees, baie besondere verse met baie groot waardehede daarin opgeteken. Maar vers 3 sê vir ons, hy wat vir al ons skuld deurboor is, het hier geen stryd ontsien. Hom, wat in al sy angs verhoor is, kan ons vrymoedig dien. Hy is by die Vader hoog verhewe, volmaak in heerlikheid, maar deur sy gees is hy ons lewe in woord en majesteit. Dit is net so kosbaar dat Christus hierdie pad van smarte bewandel het, die Via Dolorosa. Die Here het gesterf aan die kruis. Die Bybel sê vir ons, hy het hierdie smaad en hoon verduur van mense, van sy eie skepsele. Hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar. Vandag is hy bekleed met heerlikheid en ons wag vir sy koms. Maar intussen tyd sê die Bybel dat die Here sy gees vir ons gegee en deur sy woord en sy gees regeer hy in ons harte en lewens. Mag u en ek daagliks bid dat die Heilige Gees ons oë sal open vir die wonders uit God se woord en dat ons lewens daarvoor volgens sal inrig en die Here so sal verheerlik. Nou vriende, ons gaan aan met ons reeks uit die boek Spreuke 29 vers 5 is die vers waarby ons gaan begin vanmôre. Daar staan 'n man wat sy naaste vlei, sprei 'n net uit voor sy voetstappe. Dit is vir my so kosbaar toe ek hierdie vers lees, want u sien, daar is soveel groot waarhede wat in God se woord opgeteken word. Nou vriende, hierdie gedagte kom baie duidelik na vore in die Bybel, is dat 'n mens kan 'n ander persoon komplimenteer. Daar's geen sonde om iemand te komplimenteer of 'n pluimpie te gee of vir hom te sê dankie vir wat jy vir my gedoen het en luister, dit wat jy gedoen het is besonder en die talent wat God jou gegee het is wonderlik en ons dank die Here dat jy hierdie talent gebruik in sy diens en tot sy eer. Dis wonderlik en ons kan dit doen. Dit baie keer is mense so vrek bang om vir jou te sê, luister, jy het hierdie lied baie mooi op 'n gitaar gespeel of luister, dominee, hierdie boodskap was baie goed geweest en dit het my hart getref. Mense is so bang om dit te doen want hulle, ons wil net nie die eer van die Here vat nie. Luister vriende, ons mag mekaar komplimenteer, maar altyd met die gedagte dat God die eer kry, want hy is ons instaatsteller. Maar hierdie vers gaan nie oor komplimente nie. Dit gaan oor 'n persoon wat sy naaste probeer vlei met die doel om hom dan ook te na te kom, of miskien in te doen, of een of ander voordeel uit hom uit te kry. So sy hart is nie opreg teenoor sy naaste nie. En die Bybel sê, die oomblik wanneer jy met sulke vleiery omgaan, om jou naaste te probeer vlei, met die doel om iets uit te kry, of om miskien te bedrieg, of te na te kom, sê die Bybel, sal jy in daardie gat val, en sal jy in hierdie strik trap, en sal hierdie ding jou inhaal, en sal het eindelik vir jou tot skande en skaamte wees. Daarom is het baie belangrik dat ons sal sien, wanneer ons iemand komplimenteer, moet daar opregtheid in ons hart wees sonder 'n bybedoeling. En daarom sal die Here ook ons eer, wanneer ons opreg wandel voor hom. Want hy ken die harte, hy beproef ons harte, hy weet wat aangaan in die binneste van ons lewens, en daarom sal die Here ook op die regte tyd eer, of selfs die ondergang dan bring. Vers 6 sê, in die oortreding van 'n slegte mens is 'n strik, maar die regverdige sal jubel en bly wees. Nou vriende, hierdie vers is baie belangrik, want as ons net aan 'n ander vertaling kyk, dan sê die ander vertaling het vir my so mooi. Hy sê, 'n mens se sonde is sy grootste gevaar. Iemand wat reg doen, kan vrolik sing. So pragtig, is so mooi beskrywend. 'n Mens se sonde is sy grootste gevaar. En ek wil vir julle sê, vriende, ek het daaroor gepraat nou die dag, oor ons bedrieglike harte. Myn jou sonde en die gevolge van ons sonde kompliseer ons lewens so geweldig baie. Daarom is het belangrik dat ons die Here sal vra, dat ons eie hart sal bewaar. Want u sien, as ons reg doen, as ons optredes dan ook meet aan die standaarde van God se woord, wat sê die Bybel? Dan kan ons vrolik sing, ons harte kan bly en opgewonde wees, en ons kan ander dien, en so ook God verheerlik. Daarom, wees versigtig oor jou lewe, oor jou optrede, en maak seker dat jy vlug van sonde, en nie na sonde gaan, en hardloop, en sonde omhels, in jou eie lewe kompliseer nie. Vers 7 sê, die regverdige ken die reg van die armes, maar die goddelose verkry geen kennis nie. Nou vriende, wat hierdie vers eenvoudig vir ons sê, 'n regverdige mens is besorg oor die reg van arme mense. 'n goddelose mens het nie begrip vir die besorgdheid nie. Wat dit eenvoudig vir ons sê is, leiers wat die Here liefhet, wat die Here dien en vrees, kinders van God oor die algemeen,
is mense wat omgee vir almal in 'n land, ryk of arm. Hulle is nie bevooroordeel teenoor die een en teenoor die ander een nie. Die Bybel sê vir ons, 'n regverdige mens is een wat almal op dieselfde vlak sien en almal dan ook op dieselfde vlak hanteer. Ryk en arm, maak nie saak nie. Die goddelose aan die ander kant, hulle is meer ingestel op die ryk mense en die voordeel wat hulle uit daardie mense kan kry. Watter voordeel kan hierdie persoon vir my bring en daarom sal ek meer aandag aan hom gee, meer tyd aan hom spandeer, sekere dinge oorsien wat hy doen, of miskien wat hy nie doen nie. En dit is in Suid-Afrika ook die probleem, vriende. Dis in Suid-Afrika die probleem dat die meeste arme mense ly onder 'n goddelose regering. Waarom? Want die arme mense kan eintlik nie teen 'n goddelose regering opstaan nie. Hulle het nie die geld nie, hulle het nie die hulpmiddele nie, hulle het nie die vermoë nie, en daarom verarm hulle net verder en verder en verder. En dit is 'n baie duidelike teken dat dit 'n goddelose regering is. 'n Regering wat God nie vrees nie en nie omgee vir die mense nie. En daarom die stand van jou verhouding met God, vriende, kom na vore ook in jou optrede teenoor mense. As jy ryk mense bevoordeel bo arme mense, wys maar ook dat jou hart voor die Here nie reg is nie. En daarom het ons nodig om die Here te vra, en ek het 'n beginsel in my bediening van dag 1 af, dat ek by ryk sal kuier, dat ek by arme mense sal kuier, dat ek by middelklas sal kuier, dat ek een nie bo die ander een sal stel nie, dat ek vriendelik sal wees teenoor almal. Waarom? Want dit is wat God van my vra. En daarom is die gebed van my hart dat u en ek daardie gesindheid sal openbaar en ook die Here so sal verheerlik. Die laaste vers van vanmôre is vers 8. Manne wat spot, bring 'n stad in oproer, maar die wyse bring die toren tot bedaring. Nou een van die vertalings sê, ligsinnige mense bring 'n stad in oproer, wyse mense kalmeer die gemoedere. Nou hierdie woordjie spot of spotters is in Engels die woordjie mockers. Dit kan ook dui op dwaase, immorele mense, mense wat aggressief is, mense wat altyd daarop uit is om ander mense te vernietig, ander mense te na te kom. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, hierdie mense bring 'n stad in oproer. Dis mense wat 'n hele stad die mekaar kan maak, en daarom moet ons nie by hierdie mense voeg nie. Maar aan die ander kant sê die Bybel vir ons, die wyse bring die toren tot bedaring. Die oomblik wanneer die wyse hierdie dwaasheid sien van die spotters, dan staan hulle terug, hulle bekyk die storie en hulle kom met die wysheid van die Here en hulle bring hierdie oproep tot bedaring. En u kan die boek Handelinge gaan lees. Telke male sien ons hoe die volk in oproer gekom het oor sekere dinge wat hulle gehoor het, en oproermakers wat probeer het om die stad op te maak teenoor die apostels of van die manne wat dan ook sendingwerk gedoen het, en telke male hoe die wyses dit tot bedaring gebring het. Nou vriende, die beginsel wat ons daaruit kan leer is eenvoudig, dat ons nie by die spotters sal voeg nie. Dat ons nie mense sal wees wat aggressief is, wat immoreel is, wat dwaas optree nie. Dat ons nie mense sal probeer oorreed om ons kant te kies en dan 'n gemeente die mekaar sal krap, of 'n werksplek die mekaar sal krap, of een of ander van hierdie bose optredes sal loods nie. Maar dat ons mense sal wees wat met die wysheid van die Here sal omgaan, en wanneer ons 'n saak het teen iemand, met hulle gaan praat daaroor, in gebed die saak voor die Here neerlê, en sal vir die Here bid dat hy die uitkoms sal stuur, op sy tyd, op sy manier, en soos hy dit goed dink. Mag die Here vir ons wysheid gee, 'n paar kort gedagtes uit sy woord, en mag ons dan ook lewe om die Here te verheerlik. Môre sal ons aangaan met vers 9, jy sal sien, as 'n mooi ooreenkoms tussen vers 8 en 9, tog gaan ons dit apart hanteer, om ook die saak net raak te sien wat die Here daarom vir ons wil leer. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder, tada.